uit. Nou voor ons begin, wie van julle kan nog onthou hoe dit voel om 'n uitnodiging te kry? Nou as ek praat van 'n uitnodiging, dan praat ek nou nie van wat ons deesdae kry nie. Nou deesdae wat ons mos doen is, ons gaan op een of ander platform op ons selfone, en dan wat ons doen is, ons tik al die inligting in, en ons sê, hierdie is die datum, dis hoeveel dit kos, en dis hoe laat dit is, en so, en dan skep WhatsApp of ChatGPT of iets vir jou, iets ouliks, en dan stuur jy mos nou net daai uitnodiging in. Ek praat van, wie van julle onthou nog hoe dit voel om 'n fisiese uitnodiging te kry? Nou ek wil eintlik hier begin by die ouer mense, nê? Wie van julle onthou nog hoe dit voel om 'n uitnodiging te kry na 'n verjaarsdagpartytjie? Wie het al ooit in hulle lewe 'n uitnodiging gekry na 'n verjaarsdagpartytjie? Kom. Kinders, kry julle dit nog steeds? Jean-Rico, kry julle nog uitnodigings na, so die maatjie gee vir jou 'n kaartjie, en dit is lekker as jy dit kry, nê? Dis fantasties. Okay, dit is goed om te sien, daar word nog fisiese uitnodigings gegee. Nou ek weet, soos byvoorbeeld by die hoërskool, wanneer dit nou matriekafskeid is, dan gee ons ook nog vir die kinders 'n fisiese uitnodiging en sê, ons nooi jou uit na jou eie matriekafskeid. En ek dink in ons tyd is een van die grootste uitnodigings wat ons seker kry na 'n fees, is wanneer iemand vir jou 'n fisiese uitnodiging gee en sê, luister, hier is 'n uitnodiging, kom na ons bruilofsfees. Ons gaan trou en ons nooi jou na ons fees toe. Nou julle, met dit in gedagte, voor ons in die woord ingaan, kom ons bid saam. So kom ons sluit na die oë. Here, u woord is waarheid, en dit is so kosbaar om te weet, Here, dat as ons nou indelf, en as ons nou hierso in die Bybel gaan ingaan en lees, wat daar staan, Here, dat dit is die waarheid, Here. Dit is u woord, dit is God se woord. En Here, my gebed is dat u hierdie woord vir ons sal oopbreek, Here, en dat u vir ons dit wat u wil kom sê sal ontvanklik maak, Here, en dat ons sal verstaan wat is die woorde wat u vir oggend bedoel het vir ons om te hoor vanaf u. Maar dankie vir u woord en dankie vir die waarheid. Ons bid in u naam alleen. Amen. Nou die van julle wat julle Bybels het, dit gaan ook daarso op die skerms wees, of op die skerm wees, julle behoort dit daarom te sien, is ons gaan na Lukas 14, en terwyl julle plekke kry, ons gaan daar in vers 16 inval, maar miskien moet ek net eers begin voor ons lees, is deur te sê, ek moet nogals myself indink, dat Jesus was seker in my oë die beste storieverteller ooit. En Jesus was, ek dink ook gek daaroor om stories te vertel. En een van die maniere hoe hy waarhede aan mense geopenbaar het, was, hy het vir hulle gelykenisse vertel. Nou, gelykenis is eintlik maar net 'n fancy woord vir, dis 'n storie wat hy vir hulle vertel het, maar dan parallel met hierdie storie, is daar hierdie waarhede, wat oopgebreek geword het vir die mense. En ek wil amper half sê, die mense het dit beter verstaan, as hy dit so of nie verduidelik het nie, as hy net daai storie so vertel het, want hy vertel die storie, maar die mense weet, hier's 'n waarheid, hier's iets agter hierdie storie, wat eintlik aangaan. En ons vind onsself vanoggend in een van hierdie stories, ons bevind onsself vanoggend in een van hierdie gelykenisse. En die storie waar ons inval, gaan oor 'n fees. En ek moet dan net sê, in hierdie dae, as ons praat van 'n fees, was 'n fees lank voor die tyd aangekondig. So die mense sou lank voor die tyd gesê het, luister, die dag gaan 'n fees wees, maar dan op die dag, dan sou hulle gesê het, nou is die tyd, nou moet julle kom, die feesmaal is nou reg. En dis waar ons onsself in hierdie storie gaan inval. Nou, aanvanklik sou baie mense gesê het, nee, dis reg vir die fees, ons kom. En dan sou daai uur van die fees aangebreek het. En kom ons lees, wat gebeur toe. In Lukas 14 vers 16, ons begin daarso. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man, wat 'n groot maaltyd gegee, en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf, om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop, en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. Ek het 'n stuk grond gekoop, en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Nou julle, ek het die voorreg om nou al jare lank, 'n paar jaar lank darm, 'n onderwyser te wees.
En ek moet vir julle sê, daar gaan nie 'n dag verby wat jy nie 'n verskoning kry nie. Of dit is oor 'n oefening wat iemand gemis het, of dit is oor 'n toets wat iemand gemis het, maar die meeste gaan natuurlik daaroor oor huiswerk wat nie gedoen is nie. En ek sê vir Leserie, die kreatiefste verskoning wat ek gehoor het, was toe 'n kind vir my in die kwartaal wat verby was gesê het, meneer, nee, wag, my huiswerk is gedoen, en hy haal sy foon uit en hy sê, meneer, kyk hierso, alles is op ChatGPT, ek het net vergeet om dit oor te skryf van ChatGPT na my boek toe. Nou, net soos wat dit 'n swak verskoning is hierdie verskoning van ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet uitgaan om daarna te kyk, is dit ook 'n swak verskoning. Hoekom? Want wie gaan eers 'n stuk grond koop en daarna gaan hy om daarna te kyk? Ek kyk nou veral daarso na Rian, ek sien julle glimlag 'n bietjie daarom. Ek bedoel, enige boer wat 'n klein bietjie verstand het, sal eers na die stuk grond gaan kyk voor hy hom koop. En ek sê vir Leserie, ek kan myself net indink as ek vir haar sê, Lovie, ek het vir ons 'n huis gekoop. Hy's klaar gekoop. Ons moet tog dalk net gaan kyk na hierdie huis wat ek vir ons gekoop het. Ek kan myself net indink hoe sal sy reageer. Maar julle, dis 'n swak verskoning. Vers 19. Ons lees aan. 'n ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Nou ons sien weer eens hierso 'n swak verskoning, maar ons sien ook iets van 'n materialistiese verskoning. Nou hoekom sê ek is hierdie ook 'n swak verskoning? Weer eens, wie gaan van julle gaan koop 'n kar sonder om hom eers te toetsbestuur? En ek neem aan die enigste mense wat hulle hande hier sou opsteek is mense wat Toyotas ry. Maar maar die norm is jy gaan toetsbestuur eers die motor en nadat jy hom toetsbestuur het, dan koop jy hom. So weer eens op hierdie manier is dit 'n swak verskoning. Maar daar's ook iets materialisties in dit. En wat ek bedoel daardeur is, wanneer jy iets koop, dan vat dit omtrent jou gedagtes oor. En jou aandag is so op daai ding, want al wat jy wil doen is jy wil net daai ding gaan uitprobeer, of jy wil net met daai ding speel. En die beste voorbeeld waaraan ek kon dink aan hierdie is 'n kind met Kersfees. Nou, kom ek vra eers so, wie van julle het julle geskenke op, by wie is dit die norm dat 'n mens jou geskenke op ou Kersaand kry? Waar's die ou Kersaand mense? Die ou Kers, die 24ste Desember, okay. Nou, julle sal weet, gewoonlik is die hele familie bymekaar en ons sit, en daar's 'n Kersboom en daar's liggies, en dan onder die Kersboom is die geskenke. En dan sal die pa gewoonlik die Bybel vat, en dan sal hy nou die storie lees van hoe Jesus in die wêreld gekom het. Maar al die kinders, se aandag was nie by pa en by die storie nie. Hulle oë was by die Kersboom, en wat onder die Kersboom was, want hulle kon net nie wag om hierdie nuwe geskenke wat gekoop is, uit te probeer nie. En die van julle wat julle geskenke gekry die 24ste, wanneer jy die 25ste kerk toe gaan, en nou praat ek veral met die kinders so, Enrico, alwaaraan jy gedink het in daai kerkdiens is nie wat die predikant gesê het, en toe hy gelees het van die storie van Jesus nie, jou aandag was by wat jy gister gekry het, is ek reg. En al wat jy wou doen is, jy wou terug gaan huis toe, want jy wou met jou persente gaan speel, met jou nuwe speelgoed gaan speel. En iets hiervan is ook waar. Hierdie ou het homself bevind in 'n situasie waar dit was vir hom belangriker om sy 5 paar osse te gaan uittoets, te gaan uitprobeer. En dan kom ons by vers 20. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Nou ek sê vir Leserie, toe ek hierdie die eerste keer gelees het, was my eerste reaksie, bring haar saam. Ek bedoel, jy is getroud, ek bedoel, bring haar net saam. Maar duidelik is hierdie man se familie vir hom belangriker as enigiets. En ek praat eintlik nou met die verkeerde mense, maar daar's vir my iets so waar aan dit in vandag se dae. Jy weet, ons almal se lewens is besig op sy eie manier. En as 'n onderwyser
en ek sê, Betsy sal saam met my stem hier, hoor jy elke week, dit was so besig, dit was so besig, en toe was daar Saterdag nog sport gewees, en dan gewoonlik wat hulle sal sê is, okay, so Sondag gaan ons net in lê, en ons gaan ietsie eet, of ons gaan braai, en ons gaan net rustig die dag saam spandeer, want familietyd, ons moet net 'n bietjie familietyd saam spandeer. En julle, ek moet eerlik met julle wees, ek dink die beste ding wat jy vir jou familie kan wys, is om vir hulle te wys dat hulle is nie eerste in jou lewe nie, maar dat die Here en ons koning Jesus Christus eerste is. En vir hierdie man was dit belangriker op daai oomblik om tyd saam met sy vrou te hê, wat op daai stadium sy onmiddellike gesin was. En dit bring ons eintlik aan die einde van die storie, julle. Dit bring ons eintlik nie heeltemal aan die einde van die storie, maar dit bring ons by 'n punt waar ons klaar is met hierdie 3 verskonings. En voor ons aangaan met die storie, is dit net vir my belangrik dat ons iets moet sien van al 3 hierdie verskonings. Agter elke een van hierdie verskonings, as ons eerlik moet wees met onsself, was daar 'n gebrek aan begeerte. Agter elkeen van hierdie verskonings was daar 'n gebrek aan begeerte. En ek moet sê, die Engels sê dit vir my so goed. Die Engels sê, at the back of an excuse is a lack of desire. At the back of an excuse is a lack of desire. Jy sien, daar was geen rasionele rede waarom hierdie mense nie die fees sou wou bywoon nie. Die waarheid is hierdie, daar was iets belangriker. Hulle wou net nie, want ons het gesien 2 van daai verskonings was so foolish, was so belaglik, eintlik hulle wou net nie. Iets anders het hulle hart gehad. Ek wil amper half sê, hulle self was belangriker as die uitnodiging. En dan lees ons aan, in vers 21. Die slaaf kom toe terug, en vertel dit alles aan sy eienaar. En toe word die man kwaad, en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate, en gangetjies van die stad, en bring die armes, en krepeles, en blindes, en verlamdes hierheen. Nou ek moet sê, dit voel amper soos 'n klap in die gesig van die man, wat al hierdie mense uitgenooi het. Maar, moenie dink vir 'n sekond dat hierdie feesmaal gekanselleer is nie. Moenie dink vir 'n sekond dat hierdie feesmaal nie voortgaan nie. Nee, inteendeel. Vers 22. Later kom die slaaf sê, meneer, u opdrag is uitgevoer, en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings, en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis kan vol word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Julle, daar's my iets ongeloofliks mooi daarin, dat hierdie man was vasbeslote om sy huis vol te kry. Hierdie man was vasbeslote om sy huis vol te kry. En hy stuur sy dienaars, en ek weet daar was eers verskonings, maar hy stuur sy dienaars weer uit en sê, gaan by nog mense aan en dring by hulle aan om in te kom vir hierdie feesmaal. En dit bring ons regtig by die einde van die storie. En ek dink enige goeie storie, wanneer daar 'n goeie storie vertel is, sodra die storie klaar is, dan sal amper so pause. En ek dink regtig toe Jesus hierdie storie vertel het, en moes hy, nadat hy dit gesê het, alles vertel het, was daar heel waarskynlik hierdie stilte. En almal moes binne hulle self kyk om te wees van, maar wat het nou net gebeur? Wat se storie is nou net aan my vertel? Want ons 'n definitiewe waarheid wat toegesluit is in hierdie gelykenis, en ek glo regtig dis die Here se wil dat ons vanoggend hierdie waarheid moet sien. En die eerste waarheid is hierdie: daar is 'n groot feesmaal. En wat is hierdie groot feesmaal?
hierdie groot feesmaal is die koninkryk van God. Dis die koninkryk van God. En daar het uitnodigings uitgegaan na hierdie feesmaal toe. En hierdie uitnodigings wat uitgegaan het na die feesmaal is vir mense om ja te sê vir God deur die redding van sy seun Jesus Christus. Nou julle sal onthou in die storie was daar eers die uitgenooides. Nou baie van julle gaan dalk wonder, maar wie was hierdie uitgenooides? Hierdie uitgenooides was sy verbondsvolk. Dit was die Jode. En die Jode is lankal al ingenooi in God se beloftes in. En baie van die Jode, baie van hulle het aanvanklik ja gesê. Hulle het 'n Messias verwag en op 'n manier in beginsel het hulle gewag vir God se koninkryk om te kom. En toe kom daar 'n dag wat Johannes die Doper vir hulle sê, die feesmaal is reg. En Johannes 1 vers 29 sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En toe die feesmaal reg is, toe het baie van hulle nie vir Jesus erken as die seun van God nie. En baie het ook net verskonings gehad, soos ons gesien het in die storie. Maar wat was daai verskonings? Dit was 'n gebrek aan begeerte. En Jesus het dit geweet. Jesus het geweet dat baie van hulle gaan nee sê. Maar die feesmaal is nie gekanselleer nie. Die feesmaal gaan voort. En hy stuur weer sy dienaars uit. Maar hierdie keer stuur hy hulle na armes, die krepeles, die blindes en verlamdes. En hierdie mense is die sondaars en die tollenaars van sy tyd. Dis mense waarop daar neergesien was. Op 'n manier sosiaal uitgeworpen is. Dis mense wat op die buiterande van die samelewing gestaan het. Maar daar's nog plek. En toe sê hy, gaan na die paaie, gaan na die lanings. En hierdie was verwys na as die Jode, of die nie-Jode, die heidene van sy tyd. Mense van ander volke, mense met ander gelowe. Julle, die punt is, as jy terugkyk, almal is genooi. Almal is genooi. En almal sluit vanoggend vir my en vir jou in. Almal is genooi. Niemand te ver weg nie. Niemand te uitgestoot nie. Niemand te ander gelowig nie. Nee, almal is genooi. En dan is daar iets wat ek wil hê, en ek wonder of julle dit ook opgelet het. Het julle ook opgelet hoe graag hy sy huis wou vol hê? Het julle dit opgelet? Het julle opgelet hoe graag en hierdie hartstochtelike begeerte dat hy sy huis wil vol hê? Julle nie 1 keer nie, nie 2 keer nie. 3 keer stuur hy sy dienaars uit om mense te gaan haal sodat hy sy huis kan volkry. En dan is iets kosbaars wanneer ons sê hy stuur sy dienaars uit. Hy stuur sy kinders uit om nog kinders te gaan haal. Hy stuur sy dienaars uit om nog mense na hierdie feesmaal te nooi. En dan moet ons onsself vra vanoggend, waar los dit vir my en vir jou? Ons het nou hierdie storie gehoor, hierdie gelykenis, en ons het eintlik die waarheid gesien in dit. So waar los dit vir my en vir jou? En ek het 3 scenario's identifiseer. En my gebed is regtig dat die Here nou in jou hart sal werk en in jou hart sal praat, soos ons deur hierdie 3 scenario's gaan, dat jy by die Here hoor, maar wat is dit wat u met my kommunikeer volgens? Die eerste scenario is, dalk sit jy vanoggend hier, en jy was een van daai wat genooi is. En jy het die uitnodiging aanvaar. En ons loof die Here daarvoor, want jy het die uitnodiging aanvaar. Maar oor tyd het verskonings ingekruip in jou lewe.
En oor tyd het daai verskonings gemaak dat die feesmaal sekondêr geword het. 'n tweede, 'n derde, 'n vierde prioriteit bo ander sake in jou lewe. En julle, ons moet eerlik wees met onsself. Ons moet eerlik wees met onsself. Ons moet onsself vra, wat is daai verskoning? Wat is daai ding? Is dit dalk 'n gebrek aan begeerte by my kant af, van my kant af? Wat maak dat ek nie by hierdie feesmaal van die Here wil aansit nie? Wat maak dat ek nie kan deel in dit waartoe hy my eintlik opgeroep het nie? Dan is dit tyd om dalk her te besin oor daai verskonings. En dalk wil die Here hê, jy moet van daai verskonings vandag laat gaan. Die tweede scenario is dalk sit jy hier vandag en jy het die uitnodiging lankal al gehoor. En toe jy dit gehoor het, het jy dit aanvaar. En weer eens, ons loof die Here daarvoor, want jy het toe geen verskonings gehad nie. En vandag kan jy sê, jy sit nog steeds hier en jy het nog steeds geen verskonings nie. Maar wat probeer die Here dalk vanoggend dan vir jou sê? Dalk wil die Here jou vanoggend herinner dat hy wil jou gebruik. En net soos wat hy sy dienaars uitgestuur het na die armes en die kreeples en die blindes en die verlamdes en toe nog na die paaie en die lanings, dalk is dit wat hy vanoggend met jou wil deel. Dalk wil hy jou herinner dat jy het amper jouself al warm gebroei in hierdie lekkerte van om die uitnodiging te hê en dit te aanvaar. Maar hy wil jou gebruik om sy huis vol te kry. En julle, ons weet dit, sy huis is nog nie vol nie. Dalk is dit wat hy met jou wil praat mee vandag. En dan is daar die derde scenario. Dan is daar dalk van julle wat hier sit, wat dalk nooit eers geweet het jy is genooi nie. Of dalk het jy geweet jy is genooi, maar jy was net nog altyd op daai plek van, maar seker nie, ek nie. Nie as jy my ken nie, nie as jy my verlede ken nie, nie as jy weet wat ek al alles aan gedoen het nie. Nee, julle, vanoggend maak die Here dit ongelooflik duidelik, dat jy is genooi. En dat jy is genooi om by hierdie feesmaal aan te sit. En weet julle wat is die kosbare ding van 'n uitnodiging? 'n Uitnodiging verwag 'n reaksie. Wanneer iemand jou uitnooi, is daar gewoonlik 'n tipe van 'n RSVP, wat beteken, jy moet reageer op daai uitnodiging. En nou dat jy weet jy is genooi, hoe gaan jy reageer op hierdie uitnodiging? Wat is jou reaksie tot hierdie uitnodiging? En is op hierdie punt wat ek wil hê, ons moet een van twee goed, jy moet of jou oë toemaak, maar daar's 'n lied wat ek vir julle wil speel, en hy gaan daarso op die skerm wees, en jy kan na die skerm ook kyk, of jy kan net daar waar jy is, net jou oë toemaak, en daarna gaan ek ons lei in gebed. En hierdie is absoluut nie tyd saam met enigiemand anders as die Here nie. Probeer jouself afsluit van die persoon langs jou, en probeer jou gedagtes regtig afsluit, en vra jouself, maar wat is dit wat die Here vanoggend met my kom deel het? En dan gaan ek ons lei in 'n gebed, maar ek gaan vir Liesrie vra om vir ons hierdie lied te speel, en laat ons tyd saam met die Here spandeer. Outside looking in, this is where grace begins. We were hungry, we were thirsty, with nothing left to give. Oh, the shape that we were in. And just when all hope seemed lost, love opened the door.
to the young and to the older, all who hunger, all who thirst, all the last and all the first, all the paupers and the princes, all who failed, you've been forgiven, all who dream and all who suffer, all who loved and lost another, all the chained and all the free, all who follow, all who lead, anyone who's been let down, all the lost who have been found, all who've been labeled right or wrong, to everyone who hears this song, come to the table, come join the sinners, you have been redeemed, take your place beside the Savior, sit down and be set free, whoa, sit down and be set free, come to the table, come to the table, sit down and be set free, come to the table. Kom ons maak net ons oë toe daar waar ons is. Here, in my geestesoog kan ek eintlik sien hoe U die stoele uittrek. En hoe U sê, come to the table, come to the table. En Vader, baie van ons het onsself identifiseer as mense wat op 'n tyd gesê het, dis reg vir die feesmaal. Maar nou is daar dinge wat in ons lewe ingekom het, wat gemaak het dat ons dalk alweer opgestaan het en weggeloop het van daai tafel. Want dinge het ons aandag afgetrek. En dinge het belangriker geword as U feesmaal. En vir die van ons wat vanoggend daar is, Here, ons kom erken dat van ons verskonings is eintlik net swak. En agter van daai verskonings was daar dalk net 'n gebrek aan begeerte. Maar Here, ons draai dan vanoggend graag terug, Here. En daai stoel wat U vir ons uitgetrek het, ons kom sit graag. Ons kom sê jammer. Here, en ons eet saam met U. En ons hou fees saam met U. Here, vir die van ons wat dalk voel vanoggend, Here, maar wat U met ons praat is, dat wanneer laas het jy iemand genooi? Wanneer laas het jy iemand genooi om aan te kom sit by hierdie tafel? En is geen geheim dat U ons wil gebruik nie, dis geen geheim nie. U sê dit so duidelik, U stuur U dienaars uit. Here, dan vanoggend wil ons weer vanoggend vir U kom sê, Here, hier is ek, stuur my. Hier is ek, wys my waar is die armes en die blindes en die kreeples en die verlamdes, waar is die paaie, waar is die lanings, waar is die mense wat U wil hê ek moet nooi. Maar gebruik my weer, Here. Gebruik my weer. En dan, Here, die kosbare derde scenario. Ek is glo in my hart regtig, daar is mense hierso wat nie waardig voel van daardie uitnodiging nie. Voel maar sekerlik nie ek nie. As ek kyk na daai tafel, dan sal sekerlik nie ook 'n stoel vir my uitgetrek nie, 'n plek vir my om te kom sit nie. Here, U het vandag dit baie duidelik gemaak dat daai sitplek is vir jou bedoel. En as dit jou begeerte is, wil ek net daar waar jy is, en ek gaan nie eers my oë oopmaak nie, ons almal se oë is toe, wil ek net hê jy moet jou hand opsteek. Wil ek net hê jy moet jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek, sien my raak, ek aanvaar U uitnodiging. Ek sê ja, Here, U het vir my kom uitnooi en ek reageer met 'n harde ja. En ek kom sit graag aan by U tafel. Ek kom erken U as my God en my Heer. En ek kom lê my lewe af voor U, Here. Ek sê jammer vir my sondes en ek erken Jesus as die Seun van God wat daarvoor gesterf het. En ek wil kom deel in hierdie feesmaal. En as dit jy is,
Sê net ja. Sê net ja vir Jesus. Vader, dankie vir u storie. Daar was 'n dag, daar was 'n uur, en daar was 'n minuut wat dit u was, wat hierdie storie vertel het. En op daai dag, en in daai uur en daai minuut, het mense gereageer op daai boodskap. Net soos wat ons nou gereageer het. Here, kom ontmoet ons in hierdie. Kom help ons in hierdie. Kom lei ons in hierdie. Gaan ons vooruit. Maar Here, ook net dankie. Dankie dat ons kan deel hê in die wonderlikste storie van alle tye. U storie. U koninkryk. U feesmaal. En dankie dat daar genoeg is vir ons almal. En dankie dat u so generous, so vrygewige, liefdevolle God is. Ons eer u vanoggend daarvoor. Ons bid en ons vra al hierdie dinge in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen.